Nou ja, ek het gekom vanmôre, glo ek, met 'n woord vir u, van God af, nie van my af nie. Prys die Here, sê prys die Here. Ja, prys die Here dat dit nie van my af is, as dit van my af is dit nie sy woord nie, so kom ons vertrou die Here, dat ons iets gaan ontvang vanmôre. En ons titel vanmôre is die God van die onmoontlike. Nou kan ek vir u vra, wie van u glo? Wees dood eerlik, moenie jou hand opsteek as jy dit nie glo nie, maar wie van u glo dat ons dien 'n God van die onmoontlike? Kan ek sien? OK. Hoe weet u dit? Het u dit gesien? Die Gees? Ondervind. So in hierdie vertrek het ons genoeg getuienisse van mense wat dit al gesien het in hulle eie lewe, dat God is 'n God van die onmoontlike. Ek was in laerskool George Suid gewees en ek sal nooit vergeet nie, ek het in die kunstklas gesit en ek moet versigtig wees wat ek sê, want ek dink die onderwysers leef nog vandag. Ek wil nou nie my ore van my kop af gesoe word nie. Maar ek het in die kunstklas gesit en ek sal nooit vergeet nie, die onderwyser het voor die hele klas gesê, nommer 1 laat Richard Murphy dop standaard 2 en nommer 2 is dat ek sal nooit verder kom as die tronk nie. Nou bygesê, ek gee nou net vir julle een kant van die storie, soos 'n man en 'n vrou wat stry. Jy weet, jy hoor net die een kant van die storie. Ek was definitief 'n probleemkind gewees. En ek het definitief vir die onderwysers 'n harde tyd gegee en ek het definitief dinge gedoen wat ek nie moes doen nie. Maar dit was daai onderwyser se professionele opinie. Laat my ma het my groot gemaak vir die gevangenis. Sy was nie verkeerd nie, in 'n sekere sin nie, want ek was amper in die gevangenis, ek was amper gevang, ek was ingeneem deur die polisie, ek was gevang in 'n township by 'n drughuis, en ek was amper toegesluit, ek het net betyds van die dwelms ontslaag geraak, anders was ek in die tronk. Ons het dwelms aangery in 'n voertuig en een keer toe stop die ou geel van agter ons. En as hulle ons gefasiliteer het, dan was ek in die tronk. Teen nog steeds, want ek nou die tronk uit bedien vir u. So sy was nie verkeerd nie, in daai sin nie, want in die fisiese sien jy dit. En ek sal nooit vergeet nie, die een vriend van my, toe ek tot bekering kom, toe sê die vriend vir 'n ander vriend van ons, dat Richard Murphy sal nie regkom nie. Enige ander persoon in George, maar van Richard sal ek dit nie glo nie, want hy kan nie regkom nie. En weer eens, die persoon was nie verkeerd in die fisiese nie, want my lewe het net 'n tuimel gevat vandat ek klein was. My eerste selfmoordpoging was toe ek 9 was. 10 jaar oud het ek my eie lewe probeer neem. Ek het myself gesny met lemmetjies. Ek het begin gom snyf hier in standaard 5, standaard 4 al. Ek het borrelsdrank uitgedrink hier toe ek al in standaard 5 was. Dwelms begin hier van daai ouderdom af aan en af, en so my lewe was 'n gemors in die fisiese. Maar ons dien 'n God van die onmoontlike. Ons dien 'n God van die onmoontlike. En ek sal onthou as 'n jong kind wat ek gevoel het, wat is fout met my? Hoekom is ek dom? Hoekom is ek stadig? Hoekom is my bene so dun? Ek het die hele tyd gevoel as iets fout met my. Ek het gevoel niemand hou van my nie, niemand is lief vir my nie. Ek het 'n ma gehad wat liefde betoon het en 'n pa wat minder liefde betoon het. Maar ek het gewonder, wat is fout met my? Hoekom is ek altyd in die dom ry? Hoekom is ek altyd die laaste een? Hoekom maak ek dit nooit nie? En dit het regtig vir my gevoel asof ek vervloek is van 'n kind af. En soos ek sê, daar was tye wat ek moed opgegee het. Hier by 10 jaar was een keer, toe ek 13 jaar was 'n tweede keer, 13, 14 jaar oud was.
En net voor my bekering was die 3de keer wat ek my eie lewe probeer neem het. En hierdie keer was ek seker ek sou slaag. Ek het 'n goeie plan gemaak. Maar ek het al baie keer dit vertel en God het 'n bonatuurlike slaap oor my gestuur. Ek weet nou nog nie hoe ek daai dag op die bed beland nie, maar ek het op 'n bed wakker geword. Terwyl ek my selfmoord beplan het, het daar net iets oor my gekom asof die Here 'n slaap oor my gesit het en ek was net weg. Toe ek wakker word, toe klop 'n ouetjie aan die venster, sy naam is Anton. Hy is vandag nie meer met ons nie, hy het gesterf. Ook as gevolg van die lewenstyl. En Anton sê vir my, Murph, want hulle het my Murph genoem, daar's iemand by jou ma se huis wat met jou wil praat. En dit was David Kedali van Youth for Christ. Nou moet jy besef, ek is geskort uit Oudtshoorn Hoërskool uit. Jy gaan my nie weer nooi na hierdie storie nie. Ek is geskort uit Oudtshoorn Hoërskool uit. Ek is gevra om die tegniese college te verlaat en ek is uit die weermag uitgeskop. Daar's nie veel meer opsies oor nie. Die laaste ene was die rehabilitasiesentrum. En daar het ek net 'n week gehou en toe is ek weg, toe hardloop ek weg. En hier is ek op die einde van gebroke drome en ek besluit ek gaan 'n einde aan my lewe maak. Ek's in 81 Metstraat in 'n kamer. Ek huil en ek huil en ek huil. En ek beplan myself om myself dood te skok want die pille het nie gewerk nie. Ek gaan myself doodskok en ewe skielik terwyl ek so huil, is daar 'n slaap oor my en Anton klop aan die venster. Hy sê kom na jou ma se huis, 57 Victoria Straat. En ek en Nikki Klaasen en Anton Olivier sit in hierdie klein vertrekkie. 3 stoeltjies. David sit daar voor ons. David is besig om te praat. Ek weet nie presies wat hy gesê het nie. Maar die evangelie begin in my hart pos te vat. My ouma het vir jare gebid. My oom Jockey Meyer het vir jare gebid. My familie het vir jare gebid, vir al 3 van ons, al 3 broers. En ewe skielik begin iets in my hart te praat met my en ek onthou die woorde wat ek bespiegel het in my gemoed. Ek dink, ek het alles probeer. Elke pil wat jy kan aan dink, het ek gesluk. Elke drankbottel wat ek in die hande kon kry, het ek gedrink. En ek dink ek het alles probeer. En ek het selfs probeer ophou. Ek het selfs, daar was tye wat ek in die spieël gekyk het en vir myself gesê het, jy gaan nie so aangaan nie, jy gaan doodgaan. Wat ou dokter Reeds Martin, ek weet nie wie van julle ken hom nie, wat ou dokter Reeds Martin vir my sê ek gaan doodgaan. Want my longe is besig om in te gee. Ek hoes bloed. En ek dink in daai kamer sit ek en ek dink ek het alles probeer. En ek was nie teologies sterk of verskriklik teologies oortuig nie, maar ek het hierdie besluit in my gemoed geneem dat ek het alles probeer, hoekom nie net dit probeer nie? En terwyl ek dit dink, toe hoor ek my mond begin praat. En ek sê, Jesus, ek bring my lewe. Jesus, ek gee dit vir U. Ek gee alles oor. En in daai oomblik toe ek dit doen, ek kan dit nie beskryf nie, maar vir jare het ek hierdie vrees op my gehad. Ek kon nie slaap in die aande nie. Ek het in die aande gelê onder my kombers wegkruip. Ek het begin sidder as dit nag raak het. Ek het hierdie vrees gehad. Ek kon nie loopskool toe nie, ek het gehardloop skool toe. Ek was te bang iemand gaan my gryp of my abduct en ek het al hierdie vrese gehad. Maar daai oomblik toe ek sê Jesus kom in my lewe in en ek het nie eens presies geweet wat ek sê nie. Toe voel ek die vrede van God wat die verstand te bowe gaan daal op my neer. Ek voel 'n wonderwerk het gebeur. Nou verstaan my mooi, niks het fisies verander nie. My situasie was meer dergelik as ooit van tevore, want ek het elke denkbare brug gebrand wat ek kon gebrand het met mense om my. So ek het nie regtig verblyf gehad nie, ek het nie klere gehad nie, ek het alles verkoop, ek het my familie besteel. Maar hier voel ek hierdie vrede, ek voel hierdie blydskap, ek voel iets wat ek nog nooit ervaar het vandat ek 'n jong kind is nie. En uiteindelik sê ek, dit is hoe dit voel. Dit is hoe dit voel wanneer die God van die onmoontlike in jou lewe inkom. Ek
Ek ervaar dit en ek draai na Nikkie, ek sal nooit vergeet, die Nikkie is ook vandag oorlede. Albei daai vriende van my het dit nie gemaak nie. Prys die Here, ek is hier vandag. Deur sy genade staan ek hier vandag. Na 30 jaar staan ek voor u en kan ek u dit vertel waar my vriende weg is. Ek draai na Nikkie en ek sê vir hom, Nikkie, voel jy dit? Ek draai na Anton en ek sê, Anton, voel jy dit? En Nikkie sê, Murph, ek voel niks. Ek sê, maar iets het verander. Voel jy dit? Voel jy dit? En dis 'n lang storie. Maar dit was die begin waar ek die deur oopgemaak het vir die God van die onmoontlike. Dit is daai oomblik wat lewensveranderend vir my was en wat my vandag nog steeds dra. Die mense by die radiostasie vir die laaste 11 jaar hoor hierdie getuienis oor en oor en oor en oor. En elke slag dan dink ek by myself, maar jy het dit mos al vertel, maar dan sit net, dit kom net weer. Want dis deur die woord van ons getuienis en die bloed van die lam wat ons oorwin. Dis hierdie getuienis wat vir ons herinner dat ons dien 'n God van die onmoontlike. En ek sê dit nie om myself op te rig nie, verstaan my mooi. Ek besef dat in myself is ek niks nie. Ek besef dat sonder hom is ek niks nie. Ek besef dat ek is faalbaar en ek sien dit in my eie lewe. Hoeveel keer sien ek dit, dat ek maak foute. Ek oortree. Soos Paulus sê, daar's niks goed wat in die fisiese liggaam leef nie, maar wat God doen is, hy skyn die lig in ons en dan skyn hy die lig deur ons en ek kon 'n lig begin raak. Nie in alle opsigte nie, baie kere het ek dinge gedoen wat ek nie moes doen nie. Ek is nie 'n perfekte man nie. Soos wat ek hier staan voor u vandag, is daar dinge wat ek gedoen het wat ek skaam is oor. Dit is so, selfs as 'n Christen. Maar ek het sy hand op my lewe begin sien en ek het gesien hoe meer ek hom vertrou, hoe meer tree ek in 'n dimensie van die onmoontlike. Dink daaraan, hierdie kind wat gediagnoseer is as dysleksiek, hierdie kind wat gediagnoseer is met leerprobleme, hierdie kind wat standaards gedop het, 2 standaards gedop het, wat uit die skool uit geskop is, wat hulle gesê het hulle moet in die spesiale skool sit, hierdie kind vat God en hy maak hom 'n dien van 'n Bybelskool. Met ander woorde, nou moet ek ander mense leer, maar ek is ongeleerd. Want die Gees doen dit deur my. Hierdie kind word deur Loos Stors ingevat as 'n streeksbestuurder, 'n takbestuurder en 'n algemene bestuurder. En ek raak die jongste algemene bestuurders in Loos Stors se geskiedenis in Suid-Afrika, waar ek 55 winkels bestuur. Wie sou vir Richard Murphy 55 winkels gee en sê, gaan bestuur hy goed? Ek sal dit mos alles opgemors het met dwelms en drank maar God rig my op. Ek raak die jongste algemene bestuurder in Suid-Afrika in die geskiedenis van 70 jaar van Loos Stors in Suid-Afrika. En mense praat onder mekaar in die groep en sê, ja, dis omdat hy kruip by die base, dis dit, dis dat, hulle het verskeie redes wat hulle sê dit is, maar ek weet, dis die God van die onmoontlike. Die God van die onmoontlike. Sê, kom ek vat daai ou wat useless is, kom ek vat daai ou wat die wêreld na kyk, die dinge wat die wêreld sê, ag, dis die domheid. Kom ek vat dit, en dan beskaam ek die wysheid. Vissermanne het deur die hele Galilea gegaan. Ongeletterde vissermanne. Met die krag van die Heilige Gees 'n beweging begin wat die aarde geskit het en hom vandag nog steeds skud, dat ons biljoene Christene reg oor die wêreld het. Moenie onderskat wat die God van die onmoontlike deur jou lewe kan doen nie. Maar jy moet jouself beskikbaar stel. Baie kere dan het ons hierdie idee van wat is disippelskap? Wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees? Beteken dit om kerk toe te gaan? Ja. Beteken dit om te bid? Ja. Beteken dit om jou Bybel te lees en eer aan die naam van die Here te bring? Ja. Beteken dit om jou getuienis te deel? Ja. Maar dit beteken om konstant 'n volgeling te wees wat luister na die stem van die Heilige Gees.
Want hierdie laaste 30 jaar was nie net vir my 'n suksespad nie, dit was so. Ek kan nou vir u sê van wat God in my en deur my bereik het, maar ek kan nie vir u alles vertel van hierdie kronkelpaadjie nie, want daar is seisoene, daar is tye, daar is oomblikke, daar is plekke waar ek misgetrap het. Hierdie boodskap van die God van die onmoontlike is 'n boodskap wat veronderstel is om ons in kalibrasie te bring en in lyn te bring met dit wat God deur ons wil doen. Maak nie saak watter lewensseisoen jy in is nie. Glo my, God wil iets deur jou doen. Luister mooi, dit maak nie saak watter lewensseisoen jy in is nie. God wil iets deur jou doen. Hy wil iets deur jou doen. Jy moet jouself op die plek in die tyd kry waar daai seisoen in vervulling kan kom deur gehoorsaam te wees aan sy stem. Daar is soveel tye wat ek my eie idees het. Wat ek voel ek het my eie idees, wat ek my eie ding wil doen. Nou die dag het 'n oom daarso in een van die uitbreidings hier buite die dorp my gekontak. Hy wil hê ek moet kom kyk na 'n klavier vir hom. Ek sê vir hom ek werk aan rekenaars, nie aan klaviere nie, maar die oom hou aan en hy sê ek moet kom. En ek gaan soontoe en toe ek daar kom, toe sê die oom vir my, nee boetie, ek gaan nou eet. Ek weet nie, dit is toe nou ek het nou net 10 kilos uitgery soontoe 10 kilos terug, maar nou gaan die oom eet. En ek is nie baie gelukkig nie, want ek het tyd uitgeknyp met my dag uit en ek is nou 'n bietjie frustreerd. En ek kan voel die vlees rys hier in my op. Ek kan voel die frustrasie kom hier in my op. En ek onderdruk dit. Ek sê Heilige Gees help my. Ek wil nie nou begin skree en skel en kwaad raak nie. Ek weet nie wie van u raak nog kwaad nie. Of is dit 'n lot engeltjies wat hier sit vanmôre? Die vlees kom aan. Maar ek het 'n ander onderhandeling vir 'n laptop wat ek inkoop by 'n persoon en die persoon wag vir my by die winkel en ek dink okay, ek gaan nou maar hierdie afspraak eerder nakom en ek kom in. En ewe skielik toe ek in die kantoor is, toe begin die Heilige Gees met my te praat. Die God van die onmoontlike het 'n plan gehad met hierdie jong man. Hierdie jong man vertel vir my dat sy vader het sy eie lewe geneem die vorige dag. En hy is besig om die reëlings te maak vir die teraardlegging van sy vader. En hy sê hy het gebid en hy het gevra. Hy wil graag met 'n pastoor praat want hy het vra om te vra. En hier is hierdie onmoontlike situasie moontlik gemaak waar ek op die tyd en die plek is wat ek moet wees om met hierdie jong man te kon praat. Wat 'n wonderlike God dien ons nie. Maar jy sal sien dat die probleem wat ek gehad het was my wil, my plan wat ek wou doen. Dit was die probleem wat ek gehad het. My plan wat ek wou doen was nie sy plan nie. Ek wou net daai to-do lysie van my vat en een blokkie aftik en een lyntjie skoonmaak. Maar God wou 'n lewensveranderende oomblik skep waar ek op die regte tyd en op die regte plek die God van die onmoontlike kon demonstreer aan 'n man wat nog nie sy hart vir die Here gegee het nie, wat nie 'n kind van die Here is nie, maar wat soekend is. En ewe skielik kom hy in kontak met die bonatuurlike krag van die Heilige Gees. Want hy weet God het hom gehoor. En hoeveel keer deur my lewe moes ek myself instel om my stem te hoor. Ek stap aan die een kant van die pad en dan kom 'n ou geslinger af aan die ander kant. En omdat ek in 'n huis van alkoholisme groot geraak het, as ek 'n alkoholist sien of ek sien 'n dronk mens, dan hardloop ek die ander kant. Ek sê altyd ek sien lus vir dronk mense nie.
maar die Here praat met my, soos wat ek verby hierdie man stap, en ek stap so eentjie aan, praat die Gees van God met my, en hy sê, ek wil hê jy moet met daai persoon gaan praat. En ek staan bietjie tee vir so rukkie, en ewe skielik sê ek nee, okay, ek sal gaan, en ek draai om, en ek gaan praat met die persoon. Ons praat in die straat, en die persoon begin sy hart met my te deel. Later sê ek vir hom, man, my huis is net hier om die hoek, kom ons gaan gesels daar, en ons gaan sit op die grasperk buite die huis, en ons deel, en die ou is gedrink, hy's dronk, maar hy maak sy hart oop, en hy begin met my te praat oor sy kinders, en oor sy familie, en oor die koste van drank, en wat deur sy lewe gaan het, en ek vra vir hom of hy 'n kind van die Here is, en ek praat met hom oor Jesus. Hy sê vir my, hy het nie 'n Bybel nie, ek spring gou daar oor die draad, gaan na die ander huis toe, gaan haal 'n Bybel, bring vir hom 'n Bybel, gee hom 'n Bybel. Want die God van die onmoontlike wou 'n ontmoeting gehad het met daai persoon op daai oomblik. Dit was die tyd en die plek. En ons deel, en ek dink ons het 'n dag of 2 daarna nog weer by mekaar gekom, en toe was hy nigter gewees, ouer as ek, maar ek deel, en ons is besig om te praat, en ek is nog redelik groen in die Here, en net so 'n wyl later, 'n week later, hoor ek, hy lê dood in die hotel, op die barcounter, potblou in die gesig, nadat hy gaan drink hierdie aand. Nie die mooiste storie nie. Sommige mense sal sê, miskien bietjie teleurstellend, want ons wou gehad het, hy moet tot bekering kom, en ons wou gehad het, hy moet wegkom en vrykom van verslawing. Maar die realiteit is, mense het besluite, maar my besluit was, om met hom te deel. En as ek nie met hom gedeel het nie, kon dit 'n effek gehad het op die ewigheid. Ons kan nie sê nie, ons kan nie altyd sê nie, ek weet van 'n dag en 'n tyd wat hy sy hart en sy lewe vir die Here gegee het, sekere oor teologiese oortuigings is hy by die Here. Dit is nie die punt nie, die punt vir my is dat ek en u het 'n funksie, en dit is om hierdie God van die onmoontlike te demonstreer aan ander, in 'n praktiese wyse. Nie net 1 keer 'n week in die kerk nie, 2 keer 'n week in die kerk nie, nie net by die bidure nie, nie net by die selkerk ontmoetings nie, maar in hom leef ons en beweeg ons. In him we live and move and have our being. Die lig van Jesus Christus moet deur in elkeen van ons skyn, konstant. Of ek nou 'n IT man is wat by 'n tannie in 'n huis kom, en ek begin werk aan haar rekenaar, en ewe skielik, ek hierdie tannie is onder verskriklike druk, haar man is oorlede van soveel jaar terug, sy is op haar eie, sy weet nie hoe die rekenaar werk nie, en my gees begin op te bruis binne in my en sê, ek moet met hierdie tannie deel, ek moet vir hierdie tannie hoop gee, ek moet vir haar lewe gee, ek moet vir haar nooi en vir haar sê, kom na 'n gemeente, kom na 'n groep soos hierdie toe, waar jy ondersteuning kan kry. Ek is nie net daar om die rekenaar reg te maak om vir haar 'n invoice te gee nie. Ek is daar om die lig te wees waar ek die lig is. Die grootste triek wat die duiwel op ons getrek het, 'n kulspel in die kerk, is om die kerk binne die kerk te hou. Ons is nie nou binne die kerk nie, ons is die kerk. Hier is die gebou wat ons noem 'n kerk, waar ons hom aanbid. Maar jy en ek het die lewende tempels geraak, lewende stene. En dis deur ons wat hy sy lig wil skyn. So wanneer ons praat van die God van die onmoontlike, dan praat ons van die lig van Jesus wat deur elke ene van ons veronderstel is om te skyn, om vir mense te kan wys. Dit maak nie saak wat sê die mense omtrent sekere dinge nie. Dit maak nie saak wat sê die medici, wat sê die ekonome nie, wat sê die politieke figure nie, wat sê hierdie persoon en daai persoon en daai persoon. Die enigste opinie wat tel, is God se opinie.
En as ons dit verstaan volgens sy woord, volgens sy beloftes, as ons dit begin verstaan, ter harte neem, ons eie maak, dan kan ons doen wat God vir Joshua gesê het, om hierdie wet voor ons oë te hou, en om dit in ons mond te hou. Jy sal merk, ek sê voor ons oë, want ons vernuwe ons verstand, in ons mond, want ons spreek die woorde van God deur ons lippe. Soos wat God die aarde geskep het, so verklaar ons met ons mond. Wanneer ons die God van die onmoontlike wil demonstreer, dan kom dit met die demonstrasie van die werk wat hy binne in ons doen. En hoe meer hy werk, hoe meer ons sterf, hoe meer ons toelaat, laat hy werk, hoe helderder skyn daai lig. So ter afsluiting wil ek u uitdaag. Ek wil u uitdaag. Hy sê, neem jou kruis en volg my. Maar as jy dit gaan studeer in die oorspronklike taal, dan beteken dit ons moet hom elke dag van ons lewe volg. Of dit nou 'n Sondag, Maandag, Dinsdag is, en of dit nou 'n warm dag of 'n koue dag is, of dit 'n nat dag, 'n warm dag, 'n droë dag, elke dag is 'n dag wat ek en u besluit om die God van die onmoontlike te demonstreer deur ons lewens. Dat ons lewens daai lewende getuienis sal wees. In sekere families is daar bidders, soos wat my ouma was. In sekere families is daar predikers, soos wat haar broer was. Maar God plaas ons strategies in 'n posisie dat ons sy lig kan skyn. Jy mag dalk na hierdie vergaderings toe kom om bemoedig te word en versterk te word. Die punt daaraan, dis nie 'n supportgroep nie. Dit voel dalk so, daar's 'n aspek van dit wat 'n supportgroep is. Dis 'n mobiliserende groep. Dis nie 'n supportgroep wat net sê ons gaan net mekaar support nie. Dis 'n groep waar ons mekaar kan ondersteun, waar ons die krag van die Here kan ontvang, waar mense vir ons die woord kom bedien, waar ons die Heilige Gees ervaar, maar vir die doel om die hande en die voete van Jesus te raak, om vir mense te kan demonstreer, laat hierdie God van die onmoontlike doen die onmoontlike in my lewe en deur my. En sodoende sien die wêreld die manifestasie van Jesus Christus in sy kerk. En dit is wat ek en u moet doen. Ek weet u het vanmôre dinge op u hart, soos wat ons almal het. Dinge waarvoor u die Here vertrou het. Toe ons daar in die musiek betrokke was, het die Gees van die Here met my gepraat en ek het gevoel daar is sake wat ons na die Here toe moet neem. Baie kere dan kom mense, hulle vra dit, die vra sommer so, wat moet ek hier doen, wat moet ek daar doen, wat moet ek hier doen, wat is hierdie situasie, my seun is op dwelms, my kleinkind is op dwelms, my hierdie probleem, ek het daai probleem, ek het hierdie ene wil nie werk nie, daai ene wil nie dit nie, en hulle wil eintlik 'n antwoord hê vir die spesifieke situasie. Maar die Bybel gee vir ons in Matteus 6:33 die volkome antwoord. Die antwoord waar alles uitvloei, waar hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Ons bid net saam. Vader, ons dank u vir u woord. Ons dank u vir u krag, Here. En Vader, help ons vanmôre, soos wat ons hier sit, om te kan ontvang wat u vir ons het. Soveel van ons is oorweldig deur dinge wat in ons lewe aan die gang is. Daar's 'n oorweldigende naande angstigheid wat ons probeer beetpak. Maar Vader, vanmôre kom ons as 'n groep en ons bid vir mekaar.
Ons bid vir mekaar, ons spreek eerstens die bloed van Jesus oor elke persoon in hierdie vertrek nou. Laat u bloed nou beweeg oor elke persoon. En dan Vader, kom ek teen elke mag, teen elke owerheid, teen elke autoriteit wat probeer om te steel, te moor en te verwoes. En ek spreek u lewe en u lewe in oorvloed in elke area. Ek breek Vader vanmôre elke vloek wat hangend is oor mense. Elke negatiewe woord wat gespreek is oor mense in die naam van Jesus. Ek dank u nou Vader vir volkome vryheid. Vader, nou in die naam van Jesus dank ek u dat ons nooit weer dieselfde sal wees nie. Na vandag nie. Heilige Gees, nou roep ons u aan om vaardig te raak oor elke persoon in hierdie plek. Raak ons nou aan. Vader, ons bid vir hulle wat versterking nodig het. Ons bid vir hulle wat finansies nodig het, Vader. Ons bid vir hulle, Vader, wat siekte veg in hulle liggaam, Vader, en ons spreek u genesing oor elke persoon. Deur u wonde het daar vir ons genesing gekom en ons spreek daai genesing nou in die magtige naam van Jesus. Ek loof en ek prys u vir hierdie groep. Ek dank u vir wat u besig is om te doen in Soteria bediening en ook hier by die Silwer Krone, Here. En ek dank u dat die seën daarop rus. En nou ook spreek ons u seën, die nuwe verbondseëning oor elke persoon in hierdie plek in Jesus se magtige naam. Ontvang dit vanmôre in Jesus naam. Amen.